Wie kan vergelyk met U? Daar is niemand op die hemel of op die aarde wat kan vergelyk met U nie. En daarom is het vir ons so maklik om die knie te buig voor U. Om U te dien as ons Here, as ons redder te ken. Wat 'n besondere voorreg het ons om vanoggend U opstanding te kan vier. En ek bid Here dat hierdie waarheid vars in die harte van my boeties en sissies sal inval vanoggend. Here, dat ons sal besef die bevoorregte posisie waarin ons staan vanoggend as U kinders. Ek bid Here dat U by elkeen sal stil staan vanoggend, dat U die woord sal bevestig in die harte van my boeties en sissies, dat U die naprediker sal wees, die woord wat uitgaan, Here, nie ledig sal terugkeer nie, maar sal bereik dit waarvoor dit gestuur word. Dankie vir die kosbare teenwoordigheid. Dankie vir elke boetie en sussie wat vanoggend gekom het, Here, om U naam te kom grootmaak, om U lof en die eer aan U te kan bring. Seën ons tydjie saam, is my gebed in die wonderlike naam van Koning Jesus. Amen en amen. Baie dankie. U mag hier sit plekke neem. Baie dankie die voorsangers. Die musikant. Halleluja. So wonderlik om oor 'n lang naweek soveel mense in die huis van die Here te sien. Is so opgewonde dat die koning se naam te kan groot maak. Die tema van die woord wat ek vanoggend aan u wil voorhou, u ken die geskiedenis tog, u ken die verhaal van die vrouens wat vroeg die oggend daar was en u ken die verhaal van die engele wat die klippe en al daai stories. So ek gaan nie daai deurwerk weer nie. Ons gaan 'n bietjie van 'n ander dimensie af kyk. Because I live is die tema. Johannes 14:19. Yet a little while and the world does not see me anymore. But you see me. Because I live, you shall live also. Omdat hy lewe, sal ons ook lewe. Die dood van Jesus het dit moontlik gemaak vir sy opstanding. Hy moes daardeur gaan en hy het vrywillig dit gedoen. Bevestiging uit Johannes 10:18. Niemand neem dit, my lewe, van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Nie net 'n belofte nie, dit was 'n gebod wat hy ontvang het. Jesus arising from the grave is the greatest promise of hope for us this morning.
Jesus rising from the dead is proof that death has lost its power. Because He lives, we too have an expectancy that we too shall live. Jesus het oor sy opstanding gereeld daaroor gepraat. Hy het lering gegee, neem na Matteus 16:21. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. So Jesus het tot die dag genoem wanneer hy sou opstaan. Nog 'n bevestiging uit Matteus 28:6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Hy het dit gesê, kom kyk na die plek waar hy die Here gelê het. Die opstanding van Jesus bewys dat die koninkryk van God nie beperk kan word deur die graf nie. Die dood kan ons nie skei van die koninkryk van God nie. Dit is so ons lewe in 2 dimensies. Ons lewe 'n aardse lewe, fisies, waar ons pyn ervaar en swaar tye. In dieselfde tyd behoort ons in 'n koninkryk, 'n geestelike dimensie. En dit is so dat hierdie fisiese dimensie waarin ons lewe geneig is om ons te tap, ons energie te tap, ons besig te hou, laat die ander dimensie waarin ons ook lewe skade ly. O, mag het so wees, my boetie en sussie, dat ons hierdie ding kan omruil, dat ons gees gefokus lewe. En die dinge van die aarde sal meer en meer verdof. Hoe belangriker die koninkryk word in ons lewens, hoe dowwer sal die wêreld, die begeerlikhede, die gejaag, die geld soek, sal minder en minder belangrik word. Want ons fokus is op die koning, ons fokus is op 'n leeg graf. Soos jy weet, Paulus was 'n baie slim man. Paulus was nie sommer 'n maatjie wat jy mee kan sommer woer speel nie. Paulus was 'n geleerde man. Hy het onder die beste studeer. En Paulus het hierdie dinge van die opstanding baie bedink. En hy het baie daaroor geskryf, en ons gaan 'n bietjie saam met Paulus ontdek, net weer onsself herinner aan wat Paulus sê. 1 Corinthians 15 from verse 12. But if Christ is proclaimed that He was raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Tot vandag toe is daar mense wat glo, ons gaan net lewe, en wanneer ons doodgaan, that's it, is verby. 6 toch, plof is weg. Wat 'n arm lewe is dit? Verse 13. But if there is no resurrection of the dead, neither has Christ been raised. En ek hoor hy bedink hierdie dinge. Hy sê, and if Christ has not been raised, then our proclamation is worthless. And your faith is also worthless. Dit is hoe krities hierdie opstanding is. Want as die opstanding nie die waarheid is nie, is ons besig om ons tyd te mors. Paulus is baie bewus van die erns van hierdie saak, die opstanding. Verse 15. And we are also found to be false witnesses of God, because we testified of God that He raised Christ, whom He did not raise, if the dead are not raised. So Paulus is bereid, hy's bereid om met sy lewe te betaal vir hierdie waarheid, dat Jesus opgestaan het. Vers 16, en hy gaan aan, ons gaan die hele paar skriffies kyk. For if the dead are not raised, then Christ is not raised. And if verse 17, and if Christ is not raised, your faith is foolish, and you are yet in your sins. Dit is hoe krities belangrik het is, dat ons het besef vanoggend, my boetie en sussie, ons het al so gewoond geraak om te praat oor Jesus wat lewe, ons het al so gewoond geraak daaroor, dat ons regtig die implikasie daarvan, het al 'n bietjie flou geword. Maar mag hierdie woord vanoggend vir ons net weer hierdie waarheid lewendig maak. Hy lewe,
ons gaan lewe. Ons gaan nie sterf nie. Ons gaan nie sterf en in daai graf bly nie. Ons gaan saam met hom in die paradys wees, soos hy vir daai man gesê het laatsom. Mag hierdie waarheid weer van in die hart groei vanoggend en posvat. Vers 18. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Is dit nie harde woorde nie, maar hy sien Paulus het die dinge mooi bedink, en hy praat die waarheid, en hy sny dit reguit. Hy sê, as Jesus nie opgestaan het nie, mors ons tyd. Ons is die ellendigste van alle mense. Die gedagte is, dat as daar nie 'n opstanding is nie, is iets verskriklik vir Paulus. Hy weet Jesus het opgestaan. Hy het persoonlik met Jesus ontmoet en Jesus het hom die opdrag gegee om die evangelie te gaan verkondig. Die opstanding word die kern van Paulus se bediening. Dit word die kern van sy hele lewe. 1 Korintiërs 15:20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Mag ek hierdie waarhede herhaal, my broers en susters? As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. Maar hy is opgewek en daarom is ons prediking nie vergeefs nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof vergeefs. Maar hy is en daarom is ons geloof nie vergeefs nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan word ons as valse getuies van God bevind. Maar hy is opgewek en daarom is ons nie valse getuienis vanoggend nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes, maar hy is opgewek en daarom is ons geloof nie nutteloos nie en ons is nie meer in ons sondes nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Maar hy is opgewek en daarom is die ontslaapenis nie verlore nie. En as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar hy is opgewek en ons hoop is op die ewige lewe en ons is nie die ellendigste mense nie, maar ons is die geseënste mense van almal. Vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Maar ons glo Christus is opgewek, ons glo dit en nie met dieselfde geloof glo ons dat ons sondes vergewe is. Hy het vir die vergifnis van ons sondes gesterf. U ken die geskiedenis. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. So ons het 'n ou lewe gehad, maar waar ons gebuk was onder sonde, maar nou het deur Jesus se kruisiging het ons 'n nuwe lewe as oorwinnaars en ons het nie meer sonde nie, omdat ons Jesus ons Here gemaak het. Romeine 6 vers 4. Deur die doop, hier is baie oulik, is baie mooi skrifgie. Deur die doop is ons immer saam met hom in die dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. My broers en susters, Jesus se opstanding maak dit vir ons verseker dat ons deel van die opstanding sal wees as ons Jesus Christus aangeneem het. Wanneer ons deur die doop 'n bad gaan,
Is dit simbolies van die ou mens wat gesterf en begrawe is, en die nuwe mens wat uit die water uit opgekom het. Die doop is simbolies van die graf en die opstanding. Romans 4:25 says, Jesus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. As die Here se wille sal ek binnekort 'n preek bring oor the righteousness, we are the righteousness of God. Wat beteken dit? As Jesus nie opgestaan het nie, sou ons niemand gehad het wat intree vir ons as hoëpriester nie. As Jesus nie opgestaan het nie, sou ons niemand gehad het wat ons regverdig verklaar het nie. By his death, he paid for the penalty of sin, and God raised him, and by doing so, he confirmed our forgiveness. Everybody needs forgiveness, my brothers and sisters. The problem is that not everybody will admit or recognize that they need forgiveness. The world may search for forgiveness, but it is only Jesus that gives assurance of forgiveness, as he is the only one that has paid the price to give forgiveness. Ons kan nie na Boeddha toe gaan en vir vergifnis vra nie, want hy het nie die prys betaal vir vergifnis nie. Ons kan nie na enige ander afgod toe gaan vir vergifnis nie, want geen ander afgod het die prys betaal om vergifnis te kan gee nie. Net Jesus het. This is the basic truths. 1 Corinthians 15:14. And if Christ has not been raised, your faith is also worthless. Maar omdat Jesus opgestaan het, soos hy verkondig het, soos dit die Bybel opgeteken het, hy het oor die 500 mense verskyn na hy opgestaan het. Oor die 500 wat getuies was dat hy opgestaan het. Ons geloof is nie net sommer in die lig nie, my broer en sussie. Ons geloof is geanker op feite. Feite, bewyse geanker. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die dood van Jesus bewys sy liefde vir ons. Dit het my getref toe pastoor David dit Vrydag gesê het, dat as jy nie hierdie liefde van Jesus kan aanvaar en ervaar nie, kan jy nie lief wees nie. Dit is so groot waarheid wat hy met ons gedeel het. So Jesus se opstanding bewys sy oorwinning oor elke vyand en bose mag in die hemel en op die aarde. Dood was die laaste vyand wat oorwin moes word. Jesus het die doderyk ingegaan en hy het die sleutels by die Satan gaan haal oor die doderyk. 1 Corinthians 15:15. And we are also found to be false witnesses of God, because we testified of God that he raised Christ, whom he did not raise, if the dead are not raised. So belangrik om hierdie waarheid persoonlik te maak. Die vraag deur die eeue, deur al die tyd is, wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Daar's 'n tendens in die wêreld om te glo dat waarheid nie absoluut is nie, maar dat waarheid relatief is. Die vraag van waarheid kom al deur die geskiedenis. U sal onthou hier in Johannes 18:37. Pilatus sê toe vir hom, is hy dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. My broer en sussie, dit is slegs die wie opreg na die waarheid soek, sal die waarheid ontdek, en dit is in Jesus te vind. Pilatus of die skrifgeleerdes het nie na die waarheid gesoek nie. Hulle was vasgevang in tradisies en in hulle kultuur. Vandag nog soek mense nie na die waarheid nie.
Hulle is tevrede met wat hulle vir hulle self gedefinieer het as die waarheid. Byvoorbeeld, dit is oukei om gay te wees. Dit is tog liefde. Dit is 'n leuen. Dit is nie die waarheid nie. Daar is net een waarheid en dit is volgens die woord van die Here. Johannes 18:38, Pilate said to him, "What is truth? What is truth?" And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, "I find no fault in him." My boetie en sussie, waarheid bly die waarheid. Of dit nou vandag is of 2000 jaar terug is. Die woord sê vir ons hierdie 6 dinge haat die Here. Trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Dit was in Salomo se tyd die waarheid. Vandag is dit nog steeds die waarheid. Dit is nie onderhandelbaar of dit reg of verkeerd is nie. Of dit populêr is, maak ook nie reg of verkeerd nie. 'n Samelewing waar elkeen net doen wat hulle dink is reg en wat hulle dink is die waarheid, is 'n samelewing van wanorde. Wanorde. Jesus getuig in Johannes 14 sê hy, Jesus antwoord hom, "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie." Daar is nie 'n ander manier om in die hemel te kom nie. Dis 'n waarheid. Dis nie populêre waarheid nie. Daar's baie moslems wat vandag jou sal stenig as jy dit vir hulle sê. Maar dis die waarheid en dit bly die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus het uit die dood opgestaan. Dit is 'n getuienis van die waarheid. Deur sy opstanding het God bewys dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. 1 Korintiërs 15:19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Die hoop vir ons vanoggend. Omdat hy opgestaan het, omdat hy lewe en heers as 'n koning vir ewig, is ons liefde vir hom nie te vergeefs nie. There is in every one of us, there's a longing that our lives are well spent, that our lives make a difference, that our lives have significance and usefulness. 1 Corinthians 15:58 sê, "So that my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not without fruit in the Lord." Ons werk vir die Here, my boetie en sussie, is nie te vergeefs nie. Dit is kosbaar, dit het ewige waarde. Ek wil begin om af te sluit. Die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood is 'n lewensveranderende ontdekking. Dit is 'n waarheid wat elkeen van ons moet bepeins en bedink totdat die waarheid vir ons aankom. Dis 'n ontdekking van waarheid. Die dag dat ons waarheid ontdek, het ons die betekenis van die lewe ontdek. In raising Jesus from the dead, the power of sin and death was broken, and Jesus was glorified as Savior. But Jesus does not want us just to know Him as Savior. He does not want us to just stay around the cross and He wants us to know Him as Lord, as Heer. Die eerste vraag wat ons hom vra as Heer is, wat wil U hê? Kan ek vir U doen, Heer? As ek die oggend opstaan en sal vra, Here, wat is dit wat ek vandag vir U kan doen? Jesus is the author of life.
He is the conqueror of death and the first fruit of those who have fallen asleep. Revelation says, worthy is the Lamb that was slain, to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory, and blessings forever and ever. Amen and amen. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vanoggend deur moeilike skriffies kon werk, maar belangrike skriffies, Here, wat ons moet elke een persoonlik in ons harte weet dat U het opgestaan en dat ons lewendige hoop het en dat ons lewe bestaan nie net oor die wat ons nou ervaar nie, maar daar's 'n ewigheid wat wag, Here. O, 'n ewigheid saam met U. En ek bid, Here, dat elkeen introspeksie sal doen en sal bepeins of hulle reg is, hulle saak met U reg is. Here, dat hulle uit die diepte van hulle hart glo dat U opgestaan het. Dat hulle uit die diepte van hulle hart glo dat wanneer hulle by 'n graf staan, dat die persoon nie daar is nie, maar dat hy lewe. O, dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Help ons, Here, net om perspektief van die lewe te behou. Dat ons net die perspektief sal besef en ervaar dat dit gaan nie oor die heilige nie. Dit gaan nie oor die 80 of 90 jaar wat U vir ons gegee het nie. Dit gaan oor die ewigheid. 'n ewigheid in 'n paradys met ons koning. O, Here, dat hierdie net 'n tyd van voorbereiding is. Help ons om die beste van ons tyd te maak tot die verheerliking van U koninkryk. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.